Goeiemôre. Jy luister na oordenking 105 in die reeks, 'n paar maal om die son. Vanoggend se tema is die gevare van 'n tienerbrein. Ek wil begin deur dankie te sê vir die boodskappe van waardering dat ek hierdie tema van tienerskap aanpak. Die een saak waarop ek wel wil reageer, is dat party mense vertel dat hulle spyt is vandag, dat hulle nie hierdie dinge geweet het nie, want hulle sou dinge so anders hanteer het. Vir elkeen wat hierna luister wil ek sê, ons kan nie ons verlede self blameer teen die maatstaf van dit wat ek nou weet nie. As ek op 3 geweet het van die belangrike effek van saamgestelde rente, sou ek sekere pligte by die huis oorgeneem het vir sakgeld en ek sou dit by die bank belê het. Onthou nou, hierdie inligting was omtrent eergister nog nie bekend nie. Ons ouers kon dus nie geweet het nie. Jy kon dit nie geweet het op daardie stadium van jou lewe nie. Vir dieselfde prys sal hy ook kan sê, as jou kind, wat waarskynlik nou al groot is, hierdie inligting gehad het toe hulle self kind was, sou hulle ook anders opgetree het. Vir diegene wat dalk hulle ouers kwaadlik neem, en ek is seker daar's baie goeie redes daarvoor, onthou maar net, jou ouers het nie AI gehad nie. Hulle kon nie na Dr. Phil op Oprah kyk of podcasts volg van Dr. Becky, die ouerskapskenner nie. As jy nou mooi daaroor nadink, was baie van ons ouers self nog tieners toe hulle ons gehad het. As jy dink aan adolessensie wat vanaf ouderdom 12 tot 24 strek. Dus, hierdie reeks se bedoeling is dat ons vorentoe kyk. Waar ons moet vergewe, laat ons vergewe. Waar ons moet jammer sê, laat ons dit dan ook doen oor die foute van die verlede. Maar kom ons kyk vorentoe. Die lewe is bedoel om vorentoe te leef, liewe vriende. Ons het gistermôre gesels oor die wonderwêreld van tieners se breinontwikkeling. Vanmôre gesels ons oor die skadukant van hierdie skielike ontwikkelinge. Toe ek hieroor nalees, het ek teruggedink aan 'n televisiereeks in die 1980s. Ek was so in graad 5 toe die reeks uitgesaai is op TV1 van die SAIK. Ek dink elke mens wat Afrikaans kon praat het dinsdagaande van 5:07 tot 5:08 voor die TV vasgenaal gesit. Die reeks se naam was Belade vir 'n enkeling. In episode 2 van die reeks staan 2 jong vriende, Jacques Reinhardt en Jan Paul Otto, by 'n hoë kraans met 'n waterpoel daaronder. Hulle staar af na die water daaronder, en duidelik is Jacques Reinhardt bekommerd. Hy lyk bangerig. En dan sê Jan Paul vir Jacques, weet jy wat is jou probleem? Jy dink eers, en dan doen jy. Moenie dink nie, doen net. Soos die res van die storie verloop, is dit baie duidelik dat dit nie die beste raad is om jou lewe te leef nie. Maar iewers het ons jong laaities die les gemis. Teen alle goeie oordeel in, het dit ons motto geword. Of ons nou op perde se rug gespring het, bo van die watertank in die plaasdam ingeduik het, of met 'n sambreel van die huis se dak af, die oorlogskreet was telkens, moenie dink nie, doen net! Dit het gemaak dat die dominee se seun Andries sy enkel gebreek het, toe ons almal hom aangemoedig het om vanaf die stoor se dak te laat los om in die katoenhoop in te val. Moenie dink nie, doen net. Ek wonder nou, hoeveel laaities het 'n enkel of 'n been gebreek met daardie motto. As jy hoofstuk 2 van Dan Siegel se boek lees, kan 'n mens gou tot die gevolgtrekking kom dat dit die motto is van die tienerbrein in geheel gesien. Onthou nou, een van die interessantste veranderinge in 'n tiener se brein vir beide meisies en seuns is 'n toename in sensitiwiteit vir die neurotransmitter dopamien. Saam met 'n toename in die hoeveelheid neurologiese bane in ons brein, die oorheersende rol van die limbiese stelsel en die toename in myelien, veroorsaak dit 'n drastiese toename in die soeke na opwinding, 'n soeke na plesier. Kom ons stel dit nou met 'n ander beeld voor. 'n tiener se brein het 'n swaarder voet op die versnelpedaal
en 'n ligter voet op die rempedaal. Die rol van dopamien is motivering en veral die soeke na plesier. En wanneer plesierige dinge gevind is, skree dopamien uit, doen dit weer. Dis waarom tieners ook in hierdie tydperk van hulle lewe meer vatbaar is vir dwelmmiddels, middels waaraan hulle verslaaf kan raak. Met die groter sensitiwiteit vir dopamien is ervarings net soveel meer intens. 'n Kuier saam met vriende is vir groot mense nogal nice. Vir tieners is dit soos om vir die eerste keer roomys te eet. Die beloningsstelsel van 'n tiener se brein reageer eenvoudig baie sterker op nuwe ervarings, avontuur, sosiale goedkeuring en onmiddellike beloning. Terselfdertyd ontwikkel die prefrontale korteks, wat ook genoem word die nuwe brein, baie stadiger as die limbiese stelsel. Die prefrontale korteks is die hoofkantoor, die uitkyktoring vir gevaar. Dis die uitvoerende gesag, waar beplanning, impulsbeheer en langtermyn besluitneming gebeur. Dis waar ons die gevolge bedink van ons besluite. Die prefrontale korteks ontwikkel eers heeltemal hier teen ons middeltwintigs. Die gevolg is dat die versneller reeds baie kragtig werk, terwyl die remme nog nie heeltemal ontwikkel is nie. Hierdie kombinasie verklaar waarom tieners meer nuuskierig en avontuurlustig is, sterker deur vriende beïnvloed word, groter risiko's neem, makliker nuwe gewoontes vorm, beide goeie en slegte, intens op sosiale media, speletjies en ander onmiddellike belonings reageer. Ek wil hê tieners moet baie mooi luister wat ek nou gaan sê. Met al hierdie wonderlike dinge wat gebeur en die intensiteit van ervarings, die liggaamlike groei en ontwikkeling, is daar 'n gevaarsone. Dan Siegel skryf die volgende: daar is 'n 3 maal groter kans om ernstige beserings op te doen of te sterf tydens adolessensie as in die volwasse ouderdom. Laat hierdie gedagte vir 'n rukkie in die lug hang en luister daarna. Adolessente het 'n 3 maal groter kans om ernstige beserings op te doen of te sterf, aangesien hulle doen sonder om te dink. Nie alleen gaan dit oor liggaamlike gevare nie, maar tieners kan dinge aanvang sonder om te besef wat is die gevolge daarvan vir die res van jou lewe. En dit, my liewe jong mens, is 'n feit wat jou ouers tot in hulle wese laat vrees, laat bewe. Geen ouer sê dit hardop nie, maar ons is in ons diepste wese so bang dat iets ernstig met jou sal gebeur. Dit lyk of ons stak-up is. Dit lyk of ons nie verstaan nie. Maar omdat ons lief is vir julle, is ons regtig bang dat iets met julle moet gebeur. Dis hoekom pa en ma soms die weird opdrag vir jou gee. Gaan sit in jou kamer en dink wat jy gedoen het. Dit is 'n poging, of dit nou lomp is of nie, om jou aan te moedig dat jou prefrontale korteks 'n ernstige gesprek moet hê met jou limbiese stelsel. Dat jou logiese brein vir jou impulsiewe brein sê, ons moet praat. Hierdie impulsiewe gedrag van jou gaan ons in die moeilikheid bring. Laat seer kry of erger nog. Tieners, ons wil julle sien groot word deur nuwe geleenthede aan te gryp. Gaan groot daarmee. Gaan verander die wêreld. Daar is min dinge wat so mooi en aansteeklik is soos 'n jong mens se lewenslus. Maar neem 'n heilige oomblik en vra jouself die vraag: voordat jy iets doen, wat sal die gevolge hiervan wees? Is ek reg om die gevolge te dra vir die res van my lewe? Onthou, die Here het nie vir jou grense gestel om jou vreugde te steel of jou plesier te bederf nie. Die Here het vir ons grense gegee, sodat ons die lewe kan ontvang en dit in oorvloed. Die wil van die Here, die gebooie van die Here, die raamwerk waarbinne die Here vir ons sê om te leef,
is die voorafbesluite wat ons neem. Ek wag nie tot 'n geleentheid opduik voor ek 'n besluit neem nie. Ek neem vooraf 'n besluit oor waar ek met my lewe heen op pad is en wat ek gaan sê wanneer die uitdagings op my lewenspad kom. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons bid vanmôre om vir U dankie te sê vir die absolute wonder van tieners se ontwikkeling. Dankie vir die energie wat ontplof, die lewenslus, die vreugde, die uitbundige lag. Seën ons tieners, Here, dat hulle voluit kan leef voor U. Maar ons bid dat U hulle sal bewaar van gevare, dat U hulle sal help om vir 'n oomblik stil te word en die gevolge te bedink van hulle besluite. Ons bid vir ouers, dat U vir hulle die wysheid sal gee, om te weet wanneer om in te perk en wanneer om te laat gaan. En ons bid vir elkeen wat met skuldgevoelens loop, wat spyt en jammer is, dat U ons sal help, Here, om onsself te vergewe en ander te vergewe. Help ons ook om jammer te sê waar ons verskoning moet vra vir die foute wat ons gemaak het. Help ons dan, Here, om vorentoe te kyk en ons lewens te leef in die voetspore van Christus. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.